Welkom by nog 'n video-uitgawe deur Dirk eTeacher, e-onderwyser met uniek geïllustreerde taalkonsepte in Afrikaans of Engels, aangebied as taallesse vir skool- en tuisonderrig. Betekenis leer, sinonieme en antonieme met hersieningsoefeninge en memorandum aan die einde. Dan is daar ook PDF-werkkaarte. Die skakel daarheen sal jy vind in die description gedeelte op die YouTube kanaal onder aan die video. Jy moet asseblief saam lees, praat, skryf en teken. Kry jou skryfmateriaal gereed, onderbreek die video wanneer jy by die vrae kom. In hierdie video behandel ons sinonieme eerste en daarna antonieme. In vorige video's het ons sinonieme en antonieme apart van mekaar in twee verskillende video's. So, sinonieme kies verskillende woorde wat byna dieselfde beteken in konteks. Baie belangrik, in konteks. 1. Sinonieme is woorde wat min of meer dieselfde beteken. Die herkoms van die woord is Grieks. Dit kom uit Grieks uit en dit is synonima, wat beteken dieselfde, syn, dieselfde, en onoma, woord of naam. Ek kan die een woord in die plek van die ander gebruik. Lieflik, mooi. Ek kan hulle met mekaar uitruil. Ek kan groot en enorm met mekaar uitruil. A. Die meisie is mooi, of lieflik, of aantreklik, of pragtig. Die skynstreep daar staan eintlik maar as 'n kode vir of. Nommer B. Die ryk of welaf man woon of bly in 'n enorme of groot huis. Dan het ons 'n ander voorbeeld hierso. Die toring is 'n groot of massiewe of reusagtige konstruksie. Dit is 811 meter hoog. Die Burj Khalifa, en dit staan in Dubai. 'n Mens kan dit gaan besoek en jy kan in die toring opgaan. Die hoogste wat jy kan gaan is seker omtrent by 456 meter. Alles lyk piepklein as jy van daar af van bo af onder toe kyk. Sjoe, die blomme is die mooiste of beste of pragtigste of lieflikste geskenk. Leer soveel as moontlik sinonieme ken. Hoekom? Veral as jy kreatiewe skryfwerk doen. Niemand wil oninteressant skryf nie en niemand wil vervelige goed lees nie. Alles is altyd lekker. In Engels gebruik hulle die woord nice tot vervelends toe. Daar is soveel ander woorde wat 'n mens in plek daarvan kan gebruik. Meer as een keer lekker is vervelig. Iemand wat ons ken, het 'n artikel geskryf en sy gebruik die woord prentjie mooi 3 maal in dieselfde artikel. Dit word te veel. Eenmaal prentjie mooi is prentjie mooi genoeg. Wat van 'n plesierige of 'n amusante aand, 'n lieflike of 'n mooi gebaar? Sy is 'n vriendelike of beleefde of charmante of 'n wonderlike persoon. Praat of gesels. Kom ons kyk, hoe kan hierdie woorde met mekaar uitruil. Babbel of klets. Twee vrouens by mekaar en hulle het 'n heerlike tyd. Klets. Babbel. Babbel. Gesels. Klets. Praat. Die hele tyd. Die motors of karre jaag of kompeteer of wedywer. Onderbreek asseblief die video hier en lees saam. Ons kom nou by antonieme. En soos wat ons van sinonieme gesê het, kom antonieme ook uit die Grieks uit. Ons het anti en ons het onoma. Anti beteken teenoor en onoma beteken naam of woord. So, hulle is teenoorgesteldes van mekaar. Ons het blou en rooi, net om te wys, hulle is nie dieselfde nie. Ek kan nie die een in die plek van die ander gebruik nie, hulle staan teenoor mekaar. Hulle gaan in verskillende rigtings, oos, wes, noord, suid as jy wil. Anti, dus, beteken teen. So, anti-afknouery is teen afknouery of anti-bullying, staan teenoor bullies.
Ons aardbol is 'n baie goeie voorbeeld van waar die woord anti gebruik is. Die Noordpool staan algemeen bekend as die Arktiek en die Suidpool as die Antarktiek. En daarvandaan is ons naam vir die kontinent Antarktika afgelei. Dit beteken doodgewoon Antarktika, dus Antarktika. Let wel, Arktika, daar is 'n k in. Hierdie is net die Engelse benaming daarvoor, Antarktika. Ryk staan teenoor arm. Byvoorbeeld, die ryk of arm man woon in 'n groot huis, of die arm man is haweloos, die ryk man woon in 'n groot huis. Ook op teenoor af, in teenoor uit, smal teenoor wyd ensovoorts. Ons herhaal, antonieme het teenoorgestelde betekenisse. Byvoorbeeld, 'n olifant is reusagtig, daar kan ons dit sien, maar 'n slak is piepklein, daar kan ons dit ook sien. Stel jou voor, twee mense gesels. Praat saggies teenoor praat hard. Verskillende konsepte. Op warm dae verkies ons koue kos, of op koue dae verkies ons warm kos. Liefde red lewens, maar haat vernietig lewens. Hy hardloop met die trappies af in plaas van op. Oefening 1. Pas die sinonieme hieronder bymekaar. Ons sit in die boonste ry, vervelig, lekker, warm, fantastiese, gunsteling. In die onderste ry het ons heerlik, wonderlike, voorkeur, oninteressant en pikant. Dan het ons 'n tweede stel in hierdie oefening. Hier doen ons nou die antonieme. So nommer 2 sê, pas die antonieme hieronder. Daar is ons tabel. In die boonste ry het ons mooi, op, sit, verkoop, sag. In die onderste ry het ons staan, koop, hard, lelik en af. Memorandum vir selfmerkingverbetering. En onthou, jy het eers die oefening gedoen teen hierdie tyd, sodat jy kan sien hoe jy self gedoen het. Jy moet jouself kan toets ook. So, kom ons kyk nou na die antwoorde. 1. Pas die sinonieme hieronder. Onthou, dit is woorde wat min of meer dieselfde betekenis het. So, vervelig, oninteressant, min of meer dieselfde. Lekker en heerlik. Warm en pikant, warm soos in spicy. Fantastiese en wonderlike. En gunsteling, saam met voorkeur. Kom ons kyk nou na die antonieme. Nommer 2. Mooi teenoor lelik. Op teenoor af. Sit teenoor staan. Verkoop teenoor koop. En sag teenoor hard. Baie dankie vir jou saamkyk, luister en deelname. Vir skriftelike inoefening klik hierdie skakel onderaan die video. beinthere.co.za PDF packages. Elke PDF is op een van hierdie video's gebaseer. Kyk na die video nommer bo aan die PDF werkstuk, waar die werkstukke nou heen verwys word. Herspeel die video as jy meer hulp nodig het. Vir soortgelyke en ander video's, klik die YouTube skakel hier van Dirk eTeacher Playlists in die description onder die video. Baie dankie, mooi loop!